Nou broers en susters, die tema wat ek vanoggend wil gebruik vir my boodskap, sê, gaan terug na jou huis toe en vertel alles wat God vir jou gedoen het. Gaan terug na jou huis toe en vertel alles wat God vir jou gedoen het. Nou broers en susters, die woord van God sê, gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van ons God bly vir ewig staan. Vandag se dagteks sê, ek wil dit so sê soos dit na my toe kom. Die Here het voor hulle uitgegaan, dag en nag. Nou, wat die teks eintlik sê is, die Here het voor hulle uitgegaan in die dag deur 'n wolkkolom en in die aand deur 'n vuurkolom. Maar wat ek wil sê is, die Here het voor hulle uitgegaan, dag en nag. Dit is nou die vorm van die Here. Nou ek wil vir u vanoggend vra, broers en susters, het die Here nie ook voor ek en u uitgegaan, dag en nag? Is dit nie so? Die Here het voor ek en u uitgegaan, dag en nag, want dag en nag was God daar. Toe ons deur storms gegaan het, was God daar. Hy het ons nooit alleen gelaat, hy het ons nooit versaak, hy het ons nooit in die steek gelaat nie. Ons kan nie anders as om vanoggend dankbaar vir die Here te wees nie. Ek weet nie wat u nie, maar hierdie hart klop vanoggend uit dankbaarheid teenoor hierdie God wat ons dien. Daar was so baie dinge wat vir my onmoontlik was. Daar was so baie dinge waarmee ek gebettel het. Maar weet jy, elke keer as ek 'n saak van onmoontlikheid ingestap het, as ek 'n battle ingestap het, dan het ek nie alleen gestap nie, want Jesus Christus het saam met my ingestap. Kan ons nie ook dieselfde vanoggend sê nie? En weet jy, wanneer Jesus Christus instap, dan het dinge verander. Wanneer die Here instap, dan bly niks dieselfde nie. Wanneer die Here instap by jou lewe, dan sal jy nie dieselfde bly nie. Vanoggend kom stap die Here in, terwyl ek en u kom ingestap het. En ek weet u sal nie vandag dieselfde hieruit stap nie. U sal nie vandag dieselfde hieruit stap nie. As u 'n hart van klip het, dan sê die woord van God, ek sal 'n hart van klip uithaal en ek sal vir jou 'n hart van vlees gee. Ken jy 'n kliphart? 'n Hart wat niks by kan ingaan. Nie eers die Here kan by die hart ingaan. Maar vanoggend wil die Here 'n operasie kom doen en hy wil 'n hart van klip uithaal en vir ons 'n hart van vlees gee. Hoekom? Sodat hy kan ingaan by ons harte. Nou, ek het net nog gepraat van 'n saak van onmoontlikheid. Nou vanoggend wil ek vir u vertel van 'n Bybelse verhaal van onmoontlikheid. 'n Bybelse verhaal van onmoontlikheid. Maar weet jy, in hierdie Bybelse verhaal van onmoontlikheid, dan stap daar 'n Here van moontlikheid in. En wanneer hierdie Here instap, dan word hierdie onmoontlike saak 'n moontlike saak. Ek weet nie wat is daar wat vanoggend vir u onmoontlik is nie. Ek weet nie waarmee u vanoggend battle wat onmoontlik is nie. Maar soos u vanoggend hierdie tempel ingestap het, so wil die Here vanoggend by u kom instap. Nou die teks vertel van 'n besete man. Nou hierdie besete man ontmoet Jesus, en ek wil vir u so sê, na die teks, ek het dit nie geweet nie, van die storm op die see. Die storm op die see is die teks net voor die ene wat ons vanoggend het. Die teks vertel van Jesus se disippels wat in 'n ewige storm was, wat 'n ewige storm ervaar het. Die storm was so erg dat die disippels gedink het hulle sou sterf en hulle het geskree, Here, help ons. Maar Jesus versamel in die storm. En hulle maak hom wakker. Weet jy wat doen hy? Jesus maak die storm stil. Jesus maak
die storm stil. Jesus maak die storm stil. Jesus maak die storm stil. Ek wil vir u vanoggend sê, broers en susters, die teks vertel vir ons, hierdie man was sonder klere. Maar die teks sê vir ons ook, hierdie man was huisloos. Wat sê ek? Ander woord wat die mens gebruik, haweloos. Hierdie man was haweloos en hierdie man was skaal. En dit is wat ons is wanneer ons weg van die Here aflewe. As jy Jesus nie ken nie, broers en susters, dan is jy haweloos. As jy die Here nie ken nie, dan is jy kaal. Selfs al woon jy in die mooiste van huise, en selfs al, ek het gehoor die mense, ons mense dra ook designer klere. Nou ek ken nie hierdie behoort nie. You can have everything, but do you have God in your life? Because God is our everything. Ons, ek wil vir vandag sê, ons alles is niks sonder God. Jy kan alles het. Daarom sê Dawid in Psalm 23 vers 1, wat ek so lief voor is, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. As ek die Here het ek alles. Nou, hierdie man, die teks sê, ek het nou my eie woorde hierin gesit, hy het in 'n begraafplaas gewoon. Hy het tussen grafte, het hierdie man gewoon. Nou, jy kan vir jouself imagine, 'n lewende tussen die dooies. En net soos daar 'n storm op die see was, broers en susters, was daar 'n storm in hierdie man se lewe. En hierdie storm het gedreig om hom aan vlakte te ruk. Ek dink as 'n mens die Markus gedeelte van hierdie verhaal lees, Markus 5, jy kan dit daarna gaan kyk, dan vertel dit dat hierdie bose geeste het so gemaak dat hierdie man homself met klippe gesny het. En daar waar hy was, buite kan die dorp, het hy rondgehardloop en die mense kon hoor hoe hy geskree het. Nou, jy kan vir jouself imagine hoe die prentjie was. En wanneer hy sukkel midde in sy storm, wanneer hy so battle, wanneer hy so kreun, wanneer hy so uitskree van pyn, dan kom stap Jesus Christus in sy lewe. En wanneer die lig van die wêreld in sy donker lewe instap, mense, dan kan u self indink, wat kon gebeur het? Wanneer die lig van die wêreld val op hierdie duisternis van hierdie man, dan kan u vir jouself indink, wat kan gebeur het? Nou, die teks leer ons dat die mense het probeer om hom te help. Maar wat die teks ook vir ons sê is dat niemand kon hom help nie. Niemand kon iets vir hierdie man doen nie. Daar was nie hoop vir hom nie. En ek wil nou nie, dokter moet my maar vergewe hier. Baie keer dan sê die dokters vir ons, maar daar is nie hoop nie. Is dit nie reg as ek so sê? Baie keer, nie, omdat as hulle kyk na die omstandighede, en dit wat hulle sien as die waarheid. Baie keer, dan sê die prokureurs vir ons, maar daar is nie hoop nie. Is dit nie waarheid? En ek dink die mense wat al dit gehoor het, uit 'n prokureur of uit 'n dokter se mond het. Maar hier sit ek en u vandag, liewe broers en liewe susters, hier sit ons midde in ons storm, toe die dokter gesê het, maar daar is nie hoop nie, toe die prokureur gesê het, maar daar is nie hoop nie, en die God van hoop ingestap, en hy het vir ons hoop gegee. Hier sien ons 'n lewende tussen die dooies. Ek wil vir u vanoggend vra, hoeveel van ons is nie dalk lewendes tussen die dooies? Hoeveel van ek en u broers en susters is nie dalk lewendes tussen die dooies nie, van die weë wat ons wandel, broers en susters, is belei met sonde, waar ons sê, maar ons ken hom nie. Ons is besig om ons eie grafte te grawe. Maar dit is terwyl hierdie man
tussen die dooies is, wat het die een ontmoet, wat neergedaal het na die dode toe? Jesus Christus. En die woord van God sê, hy het neergedaal na die dode, nie om daar te woon nie, maar weet jy hoekom? Om die dood te oorwin. Die dood het geen houvas oor ek en nie. En vanoggend wil die Here kom, en hy wil vir ons opwek uit ons grafte wat ons besig is om vir ons te grawe. En hy wil vir ons nuwe hoop gee. Hoekom? Want hy is die lig van hierdie wêreld. Die lig wat opgekom het deur die wêreld in duisternis gewandel het. As jy vandag tussen die grafte woon, liewe broers en liewe susters, tussen die dooies, ontmoet die een wat neergedaal het na die dode. Want hy het die dood oorwin, sodat ons nie meer ewig hoef te sterf nie. Daarom sê die gesang so mooi, moet dit nie sterf en noem nie, want dis huis toe gaan my siel. Paulus vra, ek dink in 1 Korintiërs 15, vra hy, dood, waar is jou angel? Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Hoekom? Want Jesus Christus het neergedaal na die dode, en hy het die dood oorwin, hy het Satan oorwin. En daarom kan ons vanoggend weet, maar daar is hoop vir ons. Die bose geeste het die kettings en die boeie gebreek. Dis wat die teks sê. En weet jy, daarteen wat die duiwel vir ons gewys, maar hy kan vir ons die kettings vir ons breek om in die vryheid van sy gevangenis te wees. Hy het nie woorde om nie langs mekaar. Maar die duiwel wil vir ons sê, daar is vryheid in dit wat hy doen. Daar is vryheid in sy gevangenis. Dink het nou wat? Praat net nog goed wat sin maak. Maar daar is iemand wie die bande van Satan verbreek. En dis Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker. Soos hy vanoggend gebind is met die bande van Satan, die Here is hier om die bande te verbreek. Nou hierdie man, geliefdes in die Here, was besete. En wat dit beteken is dat hy was hopeloos. Klink dit bekend? Hierdie man was verslaaf. Klink dit bekend? Hierdie man was verdruk. Klink dit bekend? Hierdie man was verlore. En ek wil vir u vanoggend sê, dit is die prentjie van 'n man of 'n vrou sonder Christus. Without Christ, you are demon possessed. Sonder Christus, as jy duiwels besete, as ek dit so kan stel. As jy nie die Here ken nie, as jy 'n maklike target vir Satan, jy is so 'n oop deur waar Satan net om instap en jou kan oorneem. En hy kom nooit alleen, hy kom met sy hele bagasie. Hy kom met die trek. En die al die deur oopgemaak. So ek verwys nou na niemand nie. Ek mense ken nie Genesis besig. Ek mense moet daar sê. En die al vir familie gesê en daar. Nee, kom maar in die broer het gevra of jy kan kom intrek. Of jy kan kom bly, so iets. Dan kom jy nog met sy vrou en die 5 kinders. Klink vir my sy bekende ding nie. En dan kom jy nog met die honde en die kat. Ja, dat is dat hy goed op. Maar dit is wat die duiwel doen. Wanneer die deur oop is, dan het hy 'n uitnodiging ontvang en dan kom hy met alles. Maar die oomblik, geliefdes in die Here, dit is hoe ons partykeer is, dit is hoe ek partykeer is. Maar die oomblik wanneer ek Jesus ontmoet, dan kan Satan my nooit weer beset. Hy kan my manipuleer, hy kan my motiveer, maar hy kan my nooit weer kan hy my beset nie. Want wanneer Jesus intrek in my hart en in my lewe, dan is my siel onder nuwe bestuur. Kom ek sê dit in Engels. My soul is under new management. Yes. Hey. Yes. Anyone who is in Christ is a new being, sê die woord van God.
Die ou dinge het verbygegaan. Alles het nuut geword. Maar hoekom is ons so dat ons het nou vir ons blink gewas? Maar gaan ons weer terug na daar waar ons ooit geword. Is dit die regte ding wat ons doen? Ek wil vir die vandag sê, moenie dat iemand die vertel dat daar nie so iets is soos om deur 'n bose gees beset te wees. U verstaan as ek dit sê. En ek hoor mense praat. Ek het al valse leraars gehoor dit praat. Ek wil vir u vanoggend sê, as iemand haar kind verkoop, dan is sy besete deur die bose as ek dit so kan stel. As iemand sy eie baba verkrag, dan is hy besete. As iemand 'n ou mens beroof en vermoor, dan is hy besete. Die woord van God leer ons, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na wie hy kan verslind. En dis die waarheid. Ek kan onthou, hier is wat my ek nog 'n seentjie gewees het. Het my ouma laat hierdie ding gelees van die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. En hy het voel jy moet bietjie nader aan die groot mense vind. Hierdie leeu kan ons hele tot veroorsaak. Maar God deur die Heilige Gees, deur sy Heilige Gees kan vrymaak. En die woord van God sê, as die Gees jou vrymaak, sal jy werklik vry wees. Nou hierdie man geliefdes in die Here was beheer, hy was oorgeneem deur demone, maar dan ontmoet hy Jesus. Hierdie man was 'n slaaf, maar dan ontmoet hy die redder. En ek wil vir u vanoggend sê, as u beheer word, as u oorgeneem is, as u 'n slaaf is, ontmoet vanoggend die Here wat na u toe kom. As u vanoggend 'n gevangene van Satan is, jou redder is hier. Ontmoet die een wie Satan se bande verbreek. Wie weet wat het my nog opgeval omtrent in die teks? Is dit toe die demone Jesus sien, buig hulle knieë voor hom. Het jy behoor? En ons het gesê die demone was in beheer van die man. So die man kon nie 'n ding op sy eie doen. Jy verstaan my as ek dit sê. Maar wat ons hier leer is dat toe hierdie man, dit is wat die woord van die Here sê, Jesus sien, buig hulle knieë voor hom neer. En hoor wat doen hulle? Hulle bely dat Jesus die seun van God die Allerhoogste is. Dus selfs die duiwel buig die knie. Maar dikwels wil ek nie die nie. Maar die woord van God sê vir ons, elke knie sal buig en elke tong sal bely dat ek God is. Bely ons dat Jesus God is en die seun van God is. En wanneer ons bely dat Jesus waarlik die seun van God is, dan kan ons sê soos die psalmdigter, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Whom shall I be afraid of? Ek is amper klaar. Vers 30 sê, en Jesus vra, wat is jou naam? Wat is jou naam? Legio, antwoord die man, of sien natuurlik die bose geeste. Want daar het baie bose geeste in hom ingevaar. Weet jy wat beteken die woord legio? Legio was in die Romeinse tyd gebruik om, as jy verwys na 6000 soldate in volle sterkte. Nou, wat beteken dit? Dit beteken dat hierdie man basies deur 6000 demone beset was in volle sterkte. En dit is hoekom die demone hierdie tipe goed met hierdie man kon gedoen het. Maar weet jy, maar hierdie 6000 bose geeste kruis die paad met Jesus Christus, die een wat kort tevore vir die storm gesê het, wees stil. En ek
hierdie is 'n onregverdige geveg. Nie omdat daar meer 6000 bose geeste was nie, maar omdat ons weet wat is die krag van God. Omdat ons weet wat die Here kan doen. Ons weet uit die Ou Testament uit wat die Here met 'n armee kan doen. As ons reg sit dit sê. Nou, ek wil nie vanoggend vir al die broers en die susters, laat ons eerlik wees met onsself en met God. Ons het nie net een issue nie. Praat net nou hierdie regte ding. Ons het nie net een issue nie. Daar is heel waarskynlik ook 'n armee wat hier binne aan ons heers, as ek dit so kan sê. Daar is 'n armee van ons sukkel dikwels met dinge soos welis. Ons sukkel dikwels met dinge soos trots. Ons sukkel dikwels met dinge soos woede. Ons sukkel dikwels met dinge soos depressie. Ons sukkel met jaloesie. Ons sukkel met drank en dwelms. Ons sukkel om met mense te praat. Ek wil nie met hy praat nie, want ek hou nie van hom nie. Hy is 'n demoon, as ek dit so kan stel. Dit is die duiwel wat dit vir ons sê. Ons sukkel en ons sê, niemand sê vir my nie. Dit klink vir my naam is ook legio. En weet nie, en dan breek ons nie noodwendig kettinge en boeie nie, maar ons breek bekens, ons breek glase, ons breek borde. As dit nie waar nie. En dis nie net hoe sal ek dit stel? Ons wat breek nie, maar in die proses probeer die duiwel vir ons breek. Maar vanoggend ontmoet ons Jesus, die een wie breek wat vir ons wil breek. Vanoggend ontmoet ons Jesus Christus, die een wat gebreek was, sodat ons nie hoef gebreek te word. Het ek nie al gehoor dat as 'n mens aan 'n sekere ding verslaaf is, of hoe dit ook al sê, dan ken mense jou nie later nie meer op jou naam. Maar hulle praat van 'n dronkenlap, hulle praat van 'n nie sterk woorde gebruik, mense moet ken. Hulle praat van 'n leena. Maar en dan word jy bekend as hy. Nie as wie jy in werklikheid is in die Here nie. Ken jy dit? As jy baie drink, die mense ken jy is 'n dronkenlap. As jy baie rook en 'n groenetjie rook en hierdie ander goeders, dan die mense ken jou as 'n drankie. Maar God ken jou op jou naam. En ek dink dit is wat die belangrikste is vanoggend. En Jesus sê vir die bose geeste, gaan uit die man uit. En wanneer Jesus 'n woord spreek, liewe broers en liewe susters, dan gebeur dinge. Jesus het vir die storm gesê, wees stil, en daar het stilte gekom. Jesus het vir die dogtertjie van Jairus gesê, Talita kom, en hy dogtertjie het opgestaan. En wat het Jesus nog gedoen? Jesus het baie siekes gesond gemaak, en vir hulle sê, gaan en wees vir ewig van jou sonde, of van jou kwale genees. En wat Jesus gesê het gebeur. Vanoggend wil ek vir u sê, Jesus kan net ook 'n woord spreek oor u omstandighede. En dit sal gebeur, ek is amper klaar. Of dit lyk so, Jesus het hulle Jesus gespreek om hulle toe te laat om in die varke in te gaan. En die teks sê, Jesus het hulle toegelaat. Dit beteken Jesus het hulle toestemming gegee. Nou hierdie is 'n belangrike gedeelte wat ek dink wat u vanoggend moet hoor. Nou wat ook al die duiwel aan jou wil doen, liewe broer en liewe suster, hy moet eers toestemming by God kry. Laat ek dit so sê. Hy moet eers toestemming by God kry. Satan kan nie net opdag en jou pla soos hy wil nie. Hy het God se toestemming nodig, want God weet wat jy kan beheer en as hy dit in jou rigting stuur. As jy dit nie kan beheer nie, as jy dit nie so kan beheer nie, dan sou God of hanteer nie, dan sou God nie toestemming gegee het dat dit met jou gebeur nie. Laat ek hier vandag van dit sê. Paulus sê in 2 Korintiërs 12 vers 7b, daarom sodat ek nie hoogmoedig hoef te wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan, sê Paulus, om my met die vuiste te slaan.
Satan brought it, but God sent it. And whatever goes wrong in your life, Satan may have brought it, but he needed permission from God. Because you cannot attack a child of God without divine permission. En hy is die waarheid. Ek ken die verhaal van Job. Ken jy die verhaal van Job? Daar was hemelwesens in die eerste hoofstuk van die boek van Job. Daar was hemelwesens wat voor die Here kom staan het, en tussen hulle was Satan. En die Here het vir Satan gevra, maar waar kom jy vandaan? En Satan sê, ek het die wêreld deurkruis. En die Here het vir hom gevra, maar het jy my knegt Job gesien? En Satan sê, ek het aan hom gedink, maar hoor wat sê Satan nog, maar u beskerm hom dan, met sy huis en sy goed. En ek het die Engelse Bybel ook gelees, want ek het so 'n bietjie Engels gepraat. En die Engelse Bybel sê, God has a hedge around Job. God kan niks, of Satan kan niks aan jou doen, buite die wil van God nie. Because God has a hedge around you. God het 'n heining rondom jou, as ek dit so kan stel, om jou te beskerm. Satan het aan Job gedink, maar God het 'n heining rondom Job gehad. Ek wil vir u vanoggend sê, Satan dink ook aan u. Wat moet ek nog by sê? Ek moet by sê, maar die Here het 'n heining rondom u. En daarom kan Satan nie net kom maak soos hy wil nie. Dis toe God Satan toestemming gee, dat hy Job kon aanraak. En wanneer Satan ons aanraak, laat ons onsself afvra, maar Here, wat is u doel met dit? Wat is u wil met dit? Wat is dit wat u vir my wil leer deur dit? En dan daar's nog ding wat ek vir u wil leer. Vanoggend, die duiwel kan alles omtrent jou aanraak, maar jou siel behoort aan God. Dit is wat God vir Satan ook gesê het, dan gaan hy Job. Jy kan hom aanraak, jy kan maak met hom wat jy wil, maar sy siel behoort aan my. Satan is not after you by his own authority. He had to get permission from God, and God gave him permission because God knows that you are strong enough to go through it. And when you come out of it, remember, it was not the lawyer. It was nie die dokter nie. It was nobody but God. En van ons was er in 'n situasie waar ons geweet het, maar niemand anders kon my red gekry het nie, behalwe God. As ek reg as ek dit sê. As die mense kom, die teks vertel van die mense wat gekom het, dan sien hulle hierdie man wat kal was, sit by Jesus se voete, ten volle geklee en by sy volle verstand. Het nie hy gehoor. En dit is wat die Here kan vir ek en u doen. Dit is wat die Here kan doen. Ons is naak voor die Here, maar hy klee ons met sy geregtigheid. Wanneer die mense sien wat Jesus gedoen het, het hulle Jesus gevra om weg te gaan van hom af. Maar die man smeek die Here om by hom te bly. Ons weet dus wat die Here vir ons gedoen het. En ek dink vanoggend ons smeek ons om die Here bly by ons. Here wees met ons, en God is met ons deur sy Heilige Gees. Vers 39 sê, hy sê vir die man, gaan terug na jou huis toe, en vertel alles wat God vir jou gedoen het. Dit is my tema. Gaan terug na jou huis toe, en vertel alles wat God vir jou gedoen het. As ek seker moet vertel van wat die Here vir my gedoen het, die alles wat God vir my gedoen het. My mense, hulle sal seker heel dag gaan sit. Of nie, ons sal met ek vir 'n lang naweek. Omdat ek nie gepraat het. Ek wil afsluit, hierdie man, geliefdes in die Here, was 'n slaaf. Maar dan ontmoet hy die redder en verlosser. En hy het verlossing gekry. Dit kan ook ek en u storie wees. Jesus het mag oor bose geeste. Jesus het mag oor siekte. Jesus het mag oor die natuur. En Jesus het selfs mag oor die dood. Jesus kan enige iets vir ons doen. Maar is ons bereid om die Here te gee?
Is ons bereid om die Here te ontvang wat vanoggend na ons toe kom? Laat ons hartsdeure open. En laat ons, wanneer ons hier uitgaan, dat ons na ons huise toe gaan en alles vertel wat God vir ons wil doen. Mag die Here sy woord met ons.